Die boodskap, Eksodus hoofstuk 25, geskenke vir God. Die Here het vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, hulle moet vir my geskenke na my blyplek toe bring. Neem die bydrae van almal wat graag wil gee. Die geskenke kan van goud, silwer of brons gemaak wees, van blou, pers of bloedrooi wol, van linne, bokhaar, rooi gekleurde velle of gebreide velle of van doringhout. Dit kan olie vir lampe wees of balsemgom wat gebruik kan word in salfolie of in geurende offers van wierook. Dit kan ook onyxsteen of ander halfedelstene wees. Daarmee kan die klere en die sak versier word wat die leier van die mans dra wanneer hy by my blyplek vir my offers bring. Elkeen kan self kies wat hy wil gee. Enige iets wat hier genoem is, moet julle aanvaar as 'n geskenk wat vir my gebring word. Die Here se blyplek waarheen alles gebring word. Israel moet vir my 'n tent maak waarin ek tussen hulle kan kom bly. Dit moet gemaak word volgens die voorbeeld wat ek hier op die berg vir jou wys. Julle moet ook al die verskillende goed maak wat by die tent moet kom. Die ark in die tent. Julle moet 'n ark van akasiëhout maak. Dit moet 115 cm lank en 70 cm breed en hoog wees. Dit moet aan die binnekant en aan die buitekant met suiwer goud oorgetrek word. Aan die buitekant moet dit ook 'n versierde goue rand hê. Jy moet 4 goue ringe maak waardeur draadstokke gesteek kan word. Die ringe moet aan die onderste 4 hoeke aan die lang kant van die ark vasgesit word. Daar moet dus 2 stelle ringe aan die voorkant en 2 aan die agterkant wees. Maak draadstokke van akasiëhout wat deur die ringe kan pas. Trek hulle ook met goud oor. Steek dan die draadstokke deur die ringe van die ark sodat jy dit kan dra. Hulle moet altyd in die ringe bly. Jy moet dit nie weer daar uithaal nie. Die plat klippe wat ek vir jou sal gee, sal die getuienis van ons ooreenkoms wees. Hulle moet binne in die ark gebêre word. Jy moet ook 'n deksel maak wat op die ark pas. Dit moet net so groot soos die ark wees, 115 cm lank en 70 cm breed. Dit moet van suiwer goud gemaak word. Maak ook 2 beelde van hemelse figure met vlerke wat uit goud gevorm is. Hulle moet bo op die deksel vasgesit word met hulle gesigte na mekaar toe. Hulle vlerke moet oor die deksel uitgesprei wees asof hulle dit beskerm. Hulle moet afkyk op die deksel. Jy moet die getuienis van die ooreenkoms wat ek aan jou gaan gee, binne in die ark sit. Dan moet jy die deksel bo op die ark pas. Ek sal jou by daardie ark ontmoet. Ek sal daar met jou van die deksel af praat. Ek sal van tussen die figure met die vlerke op die ark vir jou alles sê wat ek van die Israeliete verwag. Die tafel waarop brode neergesit word. Jy moet ook 'n tafel van akasiëhout maak. Dit moet 92 cm lank en 46 cm breed wees. Dit moet 70 cm hoog wees. Trek dit met suiwer goud oor en sit 'n goue rand reg rondom daaraan vas. Slaan dan 'n lys reg rondom die tafel vas en sit ook daaraan 'n goue rand. Jy moet ook vir die tafel ringe van goud maak soos vir die ark waardeur draadstokke gesteek kan word. Die ringe moet aan die lang kante op die hoeke net onder die lys vasgesit word. 2 stokke moet daardeur gesteek kan word om die tafel te dra. Maak draadstokke van akasiëhout wat deur die ringe pas. Hulle moet ook met goud oorgetrek word. Die tafel kan aan hulle gedra word. Maak ook skottels en bakke waarin die geurende wierook kan brand. Maak ook houers en bakke van suiwer goud om vir die offers van wyn en olie te gebruik. Julle moet sorg dat daar altyd brood neergesit word wat vir my geoffer word waar ek dit kan sien. Die ligstander. Jy moet ook 'n goue ligstander maak. Sy voetstuk en steel moet uit 1 stuk goud gevorm word. Dit moet met blomkelke, blomknoppe en kroonblare versier wees. Daar moet 6 arms uit die steel kom, 3 aan die een kant en 3 aan die ander kant. Aan elkeen van die 6 arms wat uit die stam vertak, moet daar 3 kelkies in die vorm van amandelbloeisels met knoppe en kroonblare wees. Die steel self moet 4 blomkelke in die vorm van amandelbloeisels met knoppe en kroonblare aan die bokant hê. Aan die onderkant van elkeen van die arms, net waar dit uit die steel kom, moet daar 'n goue blomknop vas wees. Die arms en blomknoppe moet alles uit 1 stuk goud gevorm wees. Maak ook 7 olielampe vir die staander.
Jy moet dit op so 'n manier daaraan vassit dat die lig van die lampe na die voorkant van die staander verskyn. Ook die tangetjie waarmee jy die vlammetjies van die lampe doodknyp en die houers met die olie en die pit in, moet van suiwer goud gemaak word. Daar sal 34 kg suiwer goud nodig wees om die staander en al sy dele te maak. Jy moet sorg dat dit alles gemaak word volgens die voorbeeld wat ek vir jou op die berg gewys het.